Welkom by nog 'n video van Basic Life Cindy. Ek hoop dit gaan nog goed met almal. Ek weet in gister se video het ek gesê dat ek 'n paar toe gaan doen waar ek die mense gaan bel en. Wel, dit gaan nou nie vandag gebeur nie. Ek sal dit in hierdie week of die naweek doen. Ek wil vandag iets anders doen. Ek ken 'n persoon en ek gaan nie haar naam noem nie, wat 'n bietjie sukkel oor die storie en dat dit al baie seer maak. Maar voor ek dit by haar uitkom, althans, gaan ek eers julle vertel, dis hoekom ek eintlik verstaan hoekom sy so voel en hoekom dit haar so seer maak. Soos julle agtergekom het, praat ek nie regtig van my pa nie. Want daar is nie regtig iets wat ek kan sê van hom nie. My pa was vir 18 jaar glad nie in my lewe nie. Hy het nie die moeite gedoen om my te probeer opspoor nie. Hy het geweet waartoe ons trek, maar hy het nie eers die moeite gedoen om hiernatoe te kom nie. My pa het ons adres gehad, hy het kontaknommers gehad. So basies het ek was eintlik niks vir hom nie. Om die storie kort te hou, my pa was in my lewe tot en met 7 maande. Ja, ek was nog 'n babietjie. So ek kan dit nie regtig onthou nie. Maar dit tel nie vir my nie. Want soos wat my familie vir my gesê het, en ja, my pa het dit erken, elke keer as hy my kom sien het, was hy altyd dronk. Drank was belangriker vir my pa as wat ek was. Om die beter te verduidelik, en ek is so jammer as ek in sirkels gaan praat, dis nie regtig maklik om oor dit te praat nie, want ek hou nie regtig daarvan nie. Op die ouderdom van 16 het ek my pa begin soek. Ek was by sy ou huis toe hy jonger was. Ek het sy vriende gaan sien en ek was permanent op Facebook om my pa te probeer opspoor. Eventually, op die ouderdom van 18 het ek kontak gemaak met sy halfboetie en die halfboetie se vrou. En so het hulle toe my pa se kontaknommer vir my gegee en ek het hom ge-SMS. En daai volgende oggend het ek 'n oproep van my pa af. Baie gestres, nie geweet wat om vir my pa te sê nie. Maar ek het vir hom gesê dat ek kan nie vir hom pa sê nie. So wat kan ek hom noem? En hy het my gesê ek kan hom op sy naam noem. En dit het ek gedoen. My pa is ongelukkig een van daai wat dink geld kan liefde koop. Ja. My nie verkeerd verstaan nie. Ek is baie lief vir my pa. En ek sal enigiets doen om my pa in my lewe te hê. Maar ek het vrede daarmee gemaak. My pa was vir 'n tydjie in my lewe en toe verdwyn hy weer. En my meisiekind, my oudste meisiekind was 3 weke oud. Toe kom my pa weer in my lewe. Vir maksimum 6 maande, toe verdwyn hy weer.
Elke keer as my pa met my gepraat het, was dit altyd oor geld. Hy het nie regtig belang gestel in my nie, en wat my gebeur het nie, en wat hy uitgemis het nie. Dit was altyd net geld, geld, geld. Toe my pa die eerste keer sy kleindogter sien, het hy geld gegee. Dis hoe my pa is. Hy sal nie sonder geld kan gaan nie. Ek sê nie my pa sleg nie, maar die dinge wat hy doen en die manier hoe hy dit doen, is heeltemal verkeerd. My pa is nou al te saam 7 jaar uit my lewe uit. Ons het glad nie kontak met mekaar nie. Ek weet waar hy is, hy weet waar ek is. Hy weet hy 3 kleinkinders, maar hy stel nie belang nie. Vir 5 jaar lank, na my pa die tweede keer uit my lewe uit verdwyn het ek hom probeer opspoor. Ek wou vir hom wys dat geld kan nie liefde koop nie, en dat hy so baie uitgemis het, en dat ek graag vir my kans wil gee om op te maak daarvoor. Maar dit was ongelukkig onsuksesvol. Die jaar het ek my pa se nommer gekry, maar voor dit het my pa somehow my nommer gekry, en ek het 'n SMS van hom afgekry, en eerlikwaar, daai SMS het my baie seer gemaak. So, eventually, toe kry ek nou sy nommer, toe stuur ek vir hom op WhatsApp. En ek het vir hom in daai boodskap gesê hoe ek voel, en die dinge wat hy gedoen het, was nie reg nie. En dat hy besef, of hy moet besef, geld kan nie liefde koop nie. Geld kan nie iemand se vertroue koop nie. En ek het ook vir hom gesê dat hy 3 kleinkinders het. My oudste dogter, wat hy gesien het toe sy 5 weke oud is nou 6, word nou 6 eintlik, maar sy is nou klaar 6. Maar toe ek die SMS gestuur het, was sy nog nie 6 nie, as ek het so kan stel. En ek het vir hom foto's gestuur van hulle, en daarna het ek hom gesê, hy hoef nie te worry nie, ek gaan sy nommer delete, en ek los dit nou in sy hande. Vir daai 5 jaar, wat ek my pa weer probeer soek het, dit het my verniel. Ek het myself blameer. Ek het myself sleg gesê, omdat my pa nie in my lewe is nie. Daar was baie aande, wat ek myself aan die slaap gehuil het. Ek het so baie vrae gehad, maar ek weet, ek sal nooit die regte antwoorde kry nie. My pa het wel aan die 2 kinders, so vir my het het gevoel dat my pa meer vir hulle doen, as wat hy ooit vir my gedoen het. My pa het hulle nooit afgeskryf nie, my pa het nooit uit hulle lewens uit verdwyn nie, so dit was vir my baie moeilik. Ek was nie jaloers op hulle nie, dis net, ek wou graag 'n band met my pa gehad het. Na daai boodskap wat ek my pa gestuur het ek besluit, Cindy, dis genoeg. Hy maak jou net seer. En hoe meer jy probeer, hoe seerder word dit.
Jy bevraagteken jouself. Jy is besig om jouself te verniel. Stop dit. Hy sal eventually besef wat hy gedoen het is verkeerd. Hulle sê spyt is 'n goeie ding. Jammer, dit kom te laat. En ek het besluit, ek is klaar. Dit help nie, ek probeer en probeer en probeer en hy sien dit nie raak nie. Hy sien nie die pyn in my nie. Hy besef nie wat hy doen is verkeerd nie. Ja, ek het my pa se nommer delete. My pa gaan ouer word. Hy is nie meer jonk nie. My halfboetie en my halfsussie sal nie na hom kan kyk nie, want hulle self is nog te jonk. En ek weet, my pa gaan weer in my lewe kom en hy gaan jammer sê. En ek weet dat hy gaan probeer om dinge reg te maak. Ek weet ek het in my boodskap gesê vir my pa dat as hy weer in my lewe gaan kom, dis nie weer van die sale, dis reg papa, ek gaan jou vergewe nie. Nee. Hy moet werk vir my respek, hy moet werk vir my vergifnis, en hy moet wys dat hy verander het. Nou, ek ken iemand wat se pa half en half dieselfde is. Eerstens wil ek vir jou sê dat ek is jammer dat jy daardeur moet gaan. Ek is jammer vir die seer wat jy binne jou het deur jou pa. En ek is jammer dat hy nie kan sien wat 'n wonderlike mens jy is nie. Jy het so baie liefde in jou. Jy is altyd daar om iemand te help. Jy is altyd daar om iemand te probeer ophou. En jy is 'n pragtige mens. Verwerping is nie baie maklik nie. Veral as dit van jou ouers afkom. Maar moenie jouself bevraagteken nie. Moenie jouself nog seerder maak nie. Hy gaan sy foute agterkom. En hy gaan besef hy was verkeerd. Staan jy op en wys net, jy is beter. En maak nie saak wat se seer hy veroorsaak in jou lewe nie. Jy gaan nie gaan lê nie. Ek weet dit is nie baie maklik sonder 'n mens se pa nie. Ons dogters wil altyd 'n bond hê met ons pa's. Maar dit help nie ons probeer en hulle doen niks nie.
Dit moet van ons albei se kant af kom. Van die dogter se kant af en van die pa se kant af. Jy is beter as jou pa. Dit voel dalk nie nou vir jou so nie. Maar hy gaan in jou lewe inkom. En hy sal opmaak vir alles wat hy gemis het. Dis nie maklik om van jou pa te vergeet nie. Dis nie maklik om dit te los nie. Maar ons verniel onsself. En hulle dink dit is 'n grap. Jy sal sterker uitkom. Dit kan ek jou vandag beloof. Ek weet, dis nie die paas wat so is nie. Daar is van die maas wat ook so is. Maar in meestal gevalle is dit die paas. Daar is nie 'n dag wat verbygaan dat ek nie aan my pa dink nie. Maar ek het besluit dit is klaar. Hoe meer hy my verwerp het, hoe seerder het dit geword. En met sulke verwerping kan dit na selfmoord toe lei. Ons moet na onsself begin kyk. En ons moet besef, al het ons nie ons paas in ons lewe nie. Ons het 'n wonderlike pa wat na ons kyk. Hy is altyd daar vir ons. Hy verlaat ons nooit nie. En hy maak ons ook nooit seer nie. En dit is Jesus. Ek weet my pa se oë gaan oopgaan. Jou pa se oë gaan ook oopgaan. Wees jy net sterk. En fokus jy op jouself. Ek is self verwerp deur my pa. En deur nog baie ander mense vir wie ek regtig lief was. En ek het net besef dat ek net vorentoe kyk. Ek moet vorentoe beweeg. Dinge sal uitwerk soos wat dit moet. Ek hoop hierdie video gaan jou help en miskien nog ander. Jy is nie alleen nie. Ek is hier vir jou as jy oor enigiets wil praat. Ek hoop almal is nog veilig en julle moet julle self mooi oppas. Soos ek sê, hierdie video was nie vir my baie maklik om te maak nie. Maar ek het besluit om dit te doen. Om iemand wat regtig baie spesiaal vir my is te doen en te help. En
hopelik vir nog ander. Dit is nie jou skuld nie. Elkeen het keuses. Elkeen weet nou al of dit nou die regte keuse is en of dit nou die verkeerde keuse is. Wys jy net, jy sal nie gaan lê nie. Jy is beter as dit. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Dit lyk of ons 'n bietjie koue gaan kry. So, dan sien ons mekaar weer in môre se video. Dis lief vir julle. Dankie.